ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 458. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan my boek Vasgevang in die Antichrist-systeem, 99% van die dinge wat ek daar gesê het reeds waar geword. So ek dink is baie belangrik dat jy daai boek kry. Hy so 20 jaar terug gelede, 25 jaar gelede geskryf, en die inligting daarin is ongeëwenaar. Vasgevang in die Antichrist-systeem. Jy kan my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367-124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor, anders as jy nooit weet wat werklik gebeur het nie. Uiters noodsaaklik dat jy op YouTube kanaal inteken. Stuur ook die kontak vir jou vriende en kennisses, almal vir wie jy lief is. Hierdie reeks is lewensveranderend. Maak seker jy skryfblok pen byderhand, as ook ten minste 'n 33 Afrikaanse Bybel. Kom ons bid saam. Ons is so dankbaar vir môre, Vader Jaffa, dat ons as die kinders by mekaar kan wees. Jaffiste wedergebore uit water en die Ruach HaKodesh. Dankie dat ons vanmôre die bo-natuurlike woord kan verstaan en begryp. Ek wil vanmôre bid dat U die woord sal lewend maak in ons midde. Vader, salf dit met die salwing van die Ruach en laat dit in goeie grond val. Ek wil ook vanmôre bid, bereik U doel in elkeen se lewe. In die naam bo elke een se naam, die naam Jaffashua. Halleluja. Halleluja. Elke Jaffis sê halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se woord vir u tot opbouing gaan wees en dat dit u gaan stig en u gaan seën en dat dit die woord in die sielsdimensie saad gaan skiet, wortels skiet eers wortels skiet en opbou tot 'n boom met vrugte en dan saad dra. Halleluja. Besig met die boek Spreuke hoofstuk 24 en ons bevestigende skrifgedeelte. Ons is besig met die Efese hoofstuk 2 vers 16. Efese 2 vers 16. Lyk my ons gaan hierdie hele week elke môre gedeelte van die skrif gebruik, omdat dit relevant is aan die oorspronklike gedeelte van die boek Spreuke wat ons maandag gelees het. Maar hier is so opbouende woord. Hy sê in albei, Efese 2 vers 16, en albei die testamente in een liggaam, dis Jaffashua se eie liggaam, met Jaffa almagtig, dis die Vader, te kon versoen. Wat het hy gedoen? Wat het Jaffashua kom doen? Hy het 'n Nuwe Testament van bo-natuurlike lewe gebring. En daai testament van ouderdom, wat vervalle en vergane was, wat nie siele kon red nie. Want die woord sê so. Hy sê in Romeine daar, en hy sê ook in Galasiërs, hoofstuk 5, vers 1 tot 20, jy sien daar. Daar in Hebreërs 7, vers 18 kom en hy sê, dit is tot niet gemaak, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Maar as 'n ding swak en nutteloos is, it's not even recyclable. Hoe maklik is dit? En dan wil mense vandag, die messiaanse ouens en Israel wie die ouens en die Jodendom, wil hulle godsaligheid bou op iets wat in plain Afrikaans useless is. Ons gebruik die Ou Testament. Dis deel van 'n padkaart om by die Nuwe Testament uit te kom. Maar die vereistes en die
sielsaligheid wat dit veronderstel was om te bewerk. Dit het nie gebeur nie. En dis hoekom Vader Jaffa genoodsaak was om vir ons 'n nuwe hoëpriester te stuur, wat nie nodig het om vir homself 'n bokkie te brand nie, maar hy sit aan die regterhand van die Vader, waar hy vir ons as Jafiste intree. Die woord sê so. Hy sê net albei die testamente in een liggaam, dis een liggaam. Jaffa se eie liggaam. Met Jaffa almagtig is die Vader te kon versoen. Luister hoe het hy dit gedoen? Deur die kruis. Waardeur? Deur die kruis. Deur aan 'n houtkruis vasgeslaan te word. Daai kruisie wat jy om jou nek dra, daai kruisie wat in jou kar hang, daai kruise wat in jou huis hang, hulle het geen waarde nie. Dis katholieke simbole. Dit trek demoniese magte. Jaffa is nie op die kruis nie, hy is van die kruis af. Hy is losgemaak van die kruis. Dit was hy wat aan die kruis waarde gegee het, nie die kruis wat aan hom waarde gegee het nie. Dit was Constantijn in 325-27, tydens die Council of Nicene, waar hy die kruisbediening, die crucifiksbediening, die sleutels van Petrus, dis wat die kruis is, die sleutels, dis kon hom in 'n nek dra met 'n touwtjie, bang hulle verloor die kruis, die sleuteltjie. Terwyl dit die boodskap wat Jaffa vir Petrus gegee het, was die boodskap van verlossing van Handelinge 2 vers 36 tot 41, waar hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle geonderdompel word in die naam van Jaffa tot vergifnis van julle sonde. Dan kom hierdie ouens en Robbie Hurst en hierdie ander ouens, dan kom sê hulle, nee, jy moet net Jesus aanneem, dan is jy wedergebore. Dis nie wat die woord sê nie. Jy moet weer Johannes 3 vers 1 tot 12 wedergebore word uit water en die Ruach HaKodesh. Kom ons lees, hy sê, en albei die testamente in een liggaam, Jaffa se eie liggaam, met Jaffa almagtig die Vader kon versoen, deur die kruis. Dit beteken deur dat hy aan die kruis vasgeslaan was, vrywillig. Luister, nadat hy, dis Jaffa, daaraan die vyandskap van die Satan nutteloos doodgemaak het. Die vyandskap was nutteloos. Het hulle krag verloor. Het hy doodgemaak het. Wat beteken, skus tog, jammer, wat beteken dat Jaffa 'n einde aan die Ou Testamentiese 613 wette van Moses volgens Hebreërs 7 vers 18 gebring het, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Die woord kom, hy sê, te vergeefs vereer hulle my, deur leerlinge te leer wat gebooie van mense is. Godsdienstige wette, katholieke wette, protestante wette. Die mens, Jaffa, die mens uitgehaal onder die wette, die hulle laat hulle terugplaas daar. Efesië 2:17. En hy, dus Jaffa, het die evangelie van vrede kom verkondig. Halleluja. Wat het hy gedoen? Hy het die evangelie van lewe, van vrede, kom verkondig. Dit was 2000 jaar gelede, meer as 2000 jaar gelede. Nou moet ons kyk met wie praat hy. Kyk na die beeldspraak. Aan julle, naamlik die Israeliete, wie wetties was. Hoekom? Want die eerste 2 jaar het hy net Israel bedien. Onthou, sy bediening was 3 jaar. 2 jaar na Israel toe, en die 3de jaar net na die heidene toe. En van daar af tot vandag toe, in 2026, word net die heidene bedien met die woord van die ewige lewe. Hier en daar kry jy 'n joetjie wat tot bekering kom. Hulle is in die minder, hulle is so min. En hy, Jaffa, het die evangelie van vrede kom verkondig 2000 jaar gelede aan hele Israeliete wie wetties was. Wie ver was. Ver, kyk my vingers, van die bonatuurlike genade. So die bloed van die bokkies en die lammetjies het die ouens nie naby gebring nie. Dit hulle ver gehou. Van wat?
van die bo-natuurlike genade van Yahshua. Kom ek wil die skrif net aan mekaar lees, dat die laaste gedeelte van die sin reg verstaan. En hy, Yahshua, die evangelie van vrede kom verkondig 2000 jaar gelede aan hele Israeliete wie wetties was vir die 2 jaar. Wie ver was, verlore, ver van sy bo-natuurlike genade. Nou gaan die skrif aan. En aan die heidene, kyk my vinger, wie naby was. Van die laaste jaar van Yahshua se bediening tot vandag toe, aan die heidene wie naby was. Terwyl hy, dis Yahshua self, die bo-natuurlike evangelie van verlossing 2000 jaar gelede gepreek het. Terwyl dit steeds vandag in 2026 kragdadiglik in elke Jahvis se lewe manifesteer. Beteken, jy kan sien wanneer 'n man en vrou wedergebore is. Dis nie net om te sê, I accept you Lord Jesus, now you are my Savior, now I'm born again nie. Dis 'n New Age religion. Dis een van die stene waarop deel van die NAR teologie gebou is. As jy hoor die ouens praat van wedergeboorte as net, jy moet net Jesus aanneem, dan as jy wedergebore, dan moet jy weet, ja, dit is deel van die NAR beweging. Elkeen van hulle kom nie by die lewe nie. Die Bybel sê, waarvan die teetbeeld die doop my ook red. Sê vir my, waarom is Yahshua geonderdompel? Hy het nie sonde gehad nie. Hoekom het hy toegelaat dat Johannes hom onderdompel? Johannes wou nie, hy het hom teëgestaan. Maar Yahshua sê, doen dit sodat die skrif vervul kan word. Doen wat? Onderdompel my. Soos ek doen, so moet julle doen. Nou, hierdie Robbie ou en die ander ouens kom hulle sê, nee, maar hy sê, Hannes sê, dat as jy nie in die name is, die gaan jy hel toe. Haal vir my een video uit waar ek dit ooit gesê het. Haal vir my een video uit van 3.500 video's, gaan haal hulle uit, ek challenge julle, waar ek een keer gesê, dat iemand wie nie die name aanvaar nie, gaan hel toe. Die koninkryk is vir jou toegesluit. Dis 'n leuen uit die doodryk uit, want die hel bestaan nie nou nie. Dis 'n leuen. So op die einde van die dag, jy sien, die ouens moet my laat sleg lyk, dat hulle kan goed lyk. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. As jy my wil aanvat, vat my aan, maar haal die goed aan wat ek gesê het. Nie wat jy gehoor het of wat jy gedink het nie. En dis hoekom hierdie aanslag teen die bediening is. Dit pla ons nie, want Yahshua is op die troon. Die woord sê, al val 1000 op jou linkerkant, 10.000 op jou regterkant. Na jou toe kom dit nie aan nie. En dis ook wat noodsaaklik is om vir die bediening te bid al die tyd, né? Want die gebed van die regverdiges het vele krag. Hy sê, terwyl Yahshua self die bo-natuurlike evangelie van verlossing meer as 2000 jaar gelede gespreek en gepreek het. Terwyl ons vandag in 2026 kragdadiglik in elke Jahvis se lewe manifesteer. Wat? Die vrugte van die Ruach HaKodesh. Ons bid dat Jahwe die ouens red. Kan jy dink as al hierdie spookpredikers kom en ons kan dieselfde boodskap breek van verlossing en heerlikheid in die bo-natuurlike name van Yahshua, Jahwe ons Elohim, deur die werkinge van die Ruach HaKodesh. Kan jy jou dit indink? Hoe kan die wêreld daar buitekant bereik word? Maar dit gaan vir die ouens oor die goed. Want die meer kykers hulle trek, die beter finansies maak hulle. Nou sal hulle sê, maar prof, wat van jou? Jy maak ook geld vir die kykers. Ek het nog nooit 'n sent van daai geld vir my gevat nie. Wanneer YouTube vir ons die geld elke maand gee, dan deel ek dit net so op tussen die 3 IT persone. Elke maand. Ek het nog nooit vir my eers 'n brood gekoop daaruit, of 'n liter petrol in my kar gesit nie.
Ek saai dit net so in die bediening in. So dit gaan nie vir my oor die geld nie. Die geld is 'n bysaak. Jaffa is in beheer van alles. En ek is so dankbaar dat Jaffa die evangelie 2000 jaar gelede kon verkondig het. Hy het dit so kragtig verkondig, so kragtig bedien, dat dit steeds 'n effek het in mense se lewens vandag. Kan ons dit verklaar? Iets wat meer dan 2000 jaar gelede bestaan het, nog nooit mifagtig geraak het nie, en nog steeds funksioneer. Die 613 wette van Moses het net meer as 1070 jaar gehou. Toe moes hulle vervang word. Die genade bloed van Jaffa, die 2 koninklike wette, is al oor die 2000 jaar oud. En dit was nog nie nodig dat dit vervang moes word nie. Hoekom? Want die sondaars kom steeds elke dag tot bekering. Wanneer ek die aanslag so teen hierdie bediening sien, dan sê ek, Vader, daar's mense wat besig is om verlore te gaan. Daar's mense wat besig om verlore te gaan. En almal wil swaarde kruis, en almal, vir my gaan dit oor die waarheid. Dit gaan vir my oor totale waarheid. En ons staan in die waarheid. Johannes 17:17 sê, ons wandel in die waarheid, u woord is die waarheid. Enigiets behalwe die waarheid is 'n leuen. Net 'n halwe waarheid is ook 'n leuen. Kom ons wees die beste Jafiste vandag. En ons dank Jaffa dat die boodskap van verlossing ook na ons toe kon gekom het. En dat ons oë deur die Ruach oopgemaak was, dat ons dit kon raak sien. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.